Ag nee, Matthys. Maar jy gaan okay wees. Jy gaan okay wees. Jy gaan dit maak werk. Ek gaan sê Ons almal toe opinie, soos my ouma altyd sê. Ek kan met my kop speel. Soms dink ek maar net. Jy weet Glenn, soms dink ek maar net. Dit is ons intro. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, daai het vir my weer gejaag te hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal nie. Dis die 14de Mei en jy luister na Klets net op Afrikaans. Op Afrikaans. Amerikaans.radio. Op Afrikaans.radio. Dankie dat jy ingeskakel het. Kerkelien. Hallo. Hi. Hallo Matthys. Is jy nog hier? Is jy nog hier in Suid-Afrika? Ek is hier. Ek het daai vlug verpas. Hier is ek nou nog. Making the best of it. Daaraan. Wat het Charlize gesê? Lekker om hier te wees, man. Hoeveel Afrikaners is daar? 42. Ek dink sy het gesê ons 42 iets, ja. 44 of 42. 44 klink nou vir my lekker. So dat 5 meer Afrikaners as Charlize se skatting. Toe nou geland. Daar's niks nou oor nie. In Amerika. Ja nou, daar's niks oor nie. Hulle het mense geconvert. Hulle het 5 mense geconvert na Afrikaners toe om die voltal van 49 te maak wat in Amerika geland het. Jy noem nou vir Charlize, ek het nogal gedink toe ek die video's kyk en ons gaan nou daaroor praat want ek het nou my eie opinie ook oor dit en ek is seker jy ook. Maar ek het gedink dit sou 'n nice touch gewees het. Jy weet as toe hulle nou aangekom het om vir Charlize daar nou geland het. Om vir Charlize daar te om al 44 plus 5 te verwelkom. The monster om haar daar te hê. The monster, ja. Hey, shame. Maar ag Matthys, ek wens hulle alle sterkte toe. Ek weet daar's kritiek van allerlei kante af. Ek moet vir jou sê ek het nog nie heeltemal my mind opgemaak nie. Ek het wel ver oggend na 'n Nee, maak eers klaar want ek het 'n vraag vir jou oor dit. Okay. Ja, so ek kon nie regtig besluit waar ek staan op hierdie ek dink okay, die eerste punt wat ek wil maak is die Amerikaners laat dinge baie vinnig gebeur. Ons kan 'n bietjie 'n les daar uitvat. Ja. So vandat hulle hierdie ding aangekondig het van ons kan refugee status kry. Ja, ek dink dit was einde Februarie. Ja. Ek dink dit het vinniger gebeur as dit die budget approve het in regering. Wel, en ons het nog steeds nie 'n budget nie. So ja, dit het vinniger gebeur. So, ons het nog nie 'n budget nie. So, hate them or love them, and hate or love Trump, but ons kan 'n blaadjie uit hulle boekie uitvat van how to get things done. How to actually get things done. Al is dit nou net 49 van hulle. En dan kan ek ook nie my mind opmaak van, yes, jy weet, nou sien jy die foto's, byvoorbeeld toe hulle nou verdaag het, verkas het. Ja. Hier uit Ouartambo uit, en jy kyk hulle so, en dis die enigste lelike ding wat ek nou gaan sê. En vergewe my, maar ek gaan dit nou sê. Dit is my confession booth. Okay, wag, ek dink jy gaan dieselfde sê as wat ek dalk wil sê. Okay. Ek weet fok het ons het regtig die mooistes van ons het nie die mooistes van ons volk geëxport nie. Ja, no, that wasn't the cream of the crop. Yeah, maybe they make up for it in personality and brain power. But in looks, ja, is nou nie great nie. En okay. Dis presies wat ek gedink het. Dit was actually so sad geweest, want dit was die eerste gedagte wat my opgekom het. Ek het dan nie hulle gesien die vliegtuig klim nie, want die beeldmateriaal wat beskikbaar was eintlik maar baie eil, want niemand wou gepraat het met die Suid-Afrikaanse media by Ouartambo nie. So I don't blame them. Mense het daai pink en oranje en guggelgroen tasse gesien, daai Tosco tasse, en dan die kortbroeke en die kakkie hemde en dan die vroue, die boepe. Ja nee, daar was boepe en dan daai vars gespykerde voorkoms tannies. Dit is basies wat ek kon gesien het. Ja. En weet jy wat Matthys, ek moes dit dan net van my bors afkry, so dis nou daar, sorry julle. Maar die ander ding wat ek ook gesien het,
was vrees, Ja. onsekerheid. En ja, ek het nie geweet waar ek op staan nie. Ek het vanoggend geluister na 'n recorded interview. Ek weet nie. Ja. Dis die vraag wat ek vir jou nou gevra het, is hoe voel jy oor hierdie? Toe jy dit sien afspeel by OR Tambo en ek het gisteraand maandag aand, dinsdagoggend, so 2:00 toe ek van die goeders op die nuus gekyk die oggend en waar hulle toe nou geland het in Washington. En toe het ek gewonder, hoe voel ek oor hierdie? En ek wil eers hoor by jou. En Hoe voel jy? Okay. Hoe voel jy oor hierdie? Matthys, ek weet nie hoe ek daar voel nie. As ek regtig en as jy my daai vraag vra, kry ek so 'n bietjie van 'n naarkol op my maag. Want jy weet ek self vir jare, daar's 'n fine line between being an immigrant and being a refugee. Ja. Ek en jy het baie vriende, familie wat in die laaste kom ons sê 6 jaar gewaai het. Ek het op hierdie stadium meer vriende in Londen as wat ek in Johannesburg het. Ek het familie wat bly in Switserland en wat onlangs soontoe is, geïmmigreer. En jy weet, dis altyd 'n ding wat ek gesê het, want dit het vrees in my aangelok van Colleen, jy moet weet wanneer om 'n besluit te maak, want ek wil hier bly. Ek is 'n Suid-Afrikaner. Ek love hierdie land. Ek love even die chaos in hierdie land and I want to make it work. En ek streef elke dag, evenal is dit net 'n klein goedjies wat ek kan doen in my werk om dinge te probeer beter maak hier. Maar 'n mens moenie oblivious wees nie. En ek het altyd vir myself gesê, Colleen, hou jou oë oop because you don't want to be a refugee. Be an immigrant first before you become a refugee. So ek weet nog nie hoe ek daar voel nie, Matthys, op hierdie stadium laat dit my ook net onseker voel. Ek het nie geweet hoe ek oor hierdie 49 voel nie. Ek het gisteroggend na 'n onderhoud geluister wat ek vergeet nou sy naam. Ag, ons kwart mos baie van die business news, Alec Hogg. Ja. Nee, ek praat nou baie kak. Nee, ekskuus julle. Ek het die onderhoud geluister, dit was deur kolonel Chris Wyatt. Die Amerikaner wat hier bly. En hy het ook nou sy eie podcast begin, because everyone has a podcast, of course. Ja, soos ek en jy. Ja, exactly. Ek meen, as jy nie nou 'n podcast het nie, what the fuck are you doing? Ja, so dankie vir almal wat luister. Wie moet ons 'n shout-out gee? Spesiale shout-out aan Adam Deploy in Doha, in Qatar. Hallo Adam, dankie dat jy luister. Dankie dat jy Ons waardeer jou, bro. Cheers. Cheers op Adam Deploy. Cheers op Adam. Adam sê hy geniet die podcast en dit laat hom maak die distansie so klein bietjie korter van hier af na die huis toe as hy bietjie huisiek word. Ons moes dalk nie cheers gesê het nie, want ek dink nie Adam kan vrylik drank kry in Doha nie. Ag, ek is seker Matthys, daar's maniere in daai land. Ja, kyk, Afrikaners is resourceful. So ek is seker hy maak 'n plan. As hy nou anders hy nou nie 'n plan maak nie, moet hy maar wat is daai bier wat almal gekweek het of gekook het of gebroei het of gestook het? Pineapple bier. Moet hom maar pineapple bier doen. Anyway, sorry, sidetrack. Terug na jou onderhoud wat jy geluister het. Ja, okay, ekskuus ek so kolonel Chris Wyatt het nou hierdie onderhoud met een van die refugees wat gaan. En die hele naweek wonder ek dat toe ek sien hierdie ding breek, kan iemand net met een van hierdie mense praat. Een van hierdie mense wat actually op hierdie vliegtuig gaan klim. Ja. That's what I Who want. are they? En hy praat met hierdie girl, ek vergeet haar naam, maar ek dink sy het ook 'n skuilnaam gebruik op daai stadium want sy is doodbang vir haar veiligheid. En sy is seker 'n vrou van so in haar, ek wil haar nou nie skare of insult nie, maar seker so laat 50s, early 60s, I don't know. En sy vertel haar storie. Jy weet, sy was al in 4 plaasaanvalle betrokke, Matthys. 4 plaasaanvalle. 4 keer is haar plaas aan. Sy het alles nou net so gelos. Sy het haar plaas by mark gesit. En ek luister na hierdie girl en sy praat met soveel deernis en eerlikheid en jy kan sien dit is vir haar baie moeilik. Hierdie hele onderhoud huil sy elke nou en dan en sy met die trane weg. Dit is vir haar 'n moeilike ding hierdie. Jy kan sien dis nie vir haar 'n maklike ding nie. En wat vir my so uitgekom het uit hoe sy gepraat het, is haar besluit is die prioriteit in haar besluit is absoluut rondom haar veiligheid.
Nie rondom enige rasse haat nie. Rasse haat nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan vir absoluut oor haar veiligheid. En wat vir my ook uitgestaan het, wat ek love van die Afrikaner, die determinasie wat sy het, dat alles wat sy vir jou vertel, want Chris White vat nou hierdie hele ding van wat verwag jy daar land, en jy moet weet, dit gaan nie so wees nie. En al wat sy sê is, ek wil net so vinnig as moontlik 'n werk kry, sodat ek afkom van staat maak op ander mense. My plaas hier moet net verkoop, en as hy nie verkoop nie, dan is dit ook nog maar so. My diere bly nou by ander mense, my troeteldiere, en hulle moet nou daar bly vir 'n ruk, en my grootste prioriteit is om my troeteldiere in Amerika te kry, en om net 'n bestaan te maak. En sy vertel hoe sy nou, vandat sy gehoor het, dat sy is nou gekies vir hierdie pilot project, om nou die eerste refugees oor te vat, het sy begin video's kyk, YouTube video's, en soos wat sy praat ook, she's already got the American accent, sy praat nou. Twang. En sy sê, sy begin dit doelbewus aanleer, because she has to fit in. Assimilation in immigration is such an important aspect. En dit is hoekom Europa aan die kak is wat hulle op die oomblik is, want die immigrants in Europa weier, om deel te word. Assimilate die regte woord is nie, om deel te word, om daai kultuur. Verstaan? Dit is ons Afrikaners. Ons is so aanpasbaar, en ons is proaktief in ons aanpasbaarheid. So ja, dis 'n paar, ek weet nie eintlik wat om daaroor te sê nie, Matthys, ek weet regtig hoe ek daar voel nie. Dit laat my ongemaklik en bietjie naar voel, maar it is what it is. Dit was my sad oomblik, toe ek sien hulle daar aanland, en hulle wag om toegespreek te word, en om verwelkom te word. Moet ek vir eerlikwaar sê, dit was my 'n bittersoet oomblik. Dit was 'n bietjie van 'n traan in die hoek van jou oog. Eerstens, omdat hulle fucking lelik is. Ek meen, ek gaan nie eers daaroor stry nie. Nie een van hulle is mooi nie. Daarom nie almal van hulle nie. Die kinders is mooi, die kinders is mooi, maar die kinders is baie cute. Toe ek nou ook daai eerste judgment maak, dan dink ek, maar hoe lyk jy nadat jy 14 ure vlug gevat het? Ek meen, ek en jy was nie mooi gewees toe ons 'n 14 ure vlug gevat het nie. En actually, ek het nou 'n reminder gekry op Facebook. Ek en jy was 9 jaar terug. Vandag was ons in New York gewees. En wel, ek en jy was gelukkig. Ja, 9 jaar terug. Facebook wat dit vir jou gesê. Ja, Facebook het vir my gesê. Ek sê ons was in September in New York. Was ons in September? Maybe. Ek weet nie. Maar I mean, what can you trust? Wat kan jy vandag vertrou? What can you trust? Maar dit was my hartseer oomblik gewees om te sien dat daar's 49 is min mense in die groter konteks van ons Suid-Afrikaanse populasie, of die Afrikaner populasie, as jy dit dan nou so wil noem. Maar dat 49 mense gesê het, hierdie kan ek nie meer doen nie. Ek is bang om hier te wees. Ek is bang vir môre. Dis eintlik die ding wat my gevang het. Dit gaan nie vir my noodwendig oor wat gebeur het nie. Want ek verstaan van daai mense is deur ongelooflike trauma. Maar die keuse wat hulle gemaak het om te gaan, is nie oor noodwendig wat met hulle gebeur het nie, maar die vrees oor wat met hulle kan gebeur. Ja. En toe ek daaroor dink, toe sak my moed en my hart eintlik in my skoene. Om te dink dat jy is so bang, as gevolg van wat met jou gebeur het, maar jy is so bang vir môre, dat jy besluit om hierdie te doen. En ja, that was just my moment, wat ek gedink het, sure, hierdie is hartseer, vir ons as 'n Afrikaner volk, vir ons as Suid-Afrikaners, om dat mense bereid is om die land te verlaat, omdat hulle bang is. En ek dink wat dit vir my verder aangewakker het, is van die nuusagentskappe was op die grondvlak gewees, en met mense gepraat in die straat, om hulle opinie te kry, oor wat hulle daarvan dink.
En weer eens daai pole wat die mens kry, van mense wat dadelik sê dat hulle gee nie regtig om nie, hulle moet eerder gaan, want hulle is nie welkom hier nie, omdat hulle blank is, by default. Ander mense wat sê, dis 'n groot verleentheid vir Suid-Afrika, ander mense wat sê, die ekonomiese impak wat dit gaan hê, en ander mense wat natuurlik dadelik sê, hulle gaan nie meer 'n boerewors kan eet en kan brownas drink nie. So, ja, maybe I'm still also lost for words about what's happening at the moment. Ja, ek dink hierdie beteken vir ons 'n paar goed, Matthys, en dit wat jy dalk gesê het, in die eerste instansie mense wat sê, ja, net wat jy blank is, ja, fok of Amerika toe. Dis nogal iets wat ek baie optel deesdae in die laaste paar weke vanuit hierdie refugee ding begin het. Is ewe skielik nie net op platforms soos Twitter nie, maar ewen in, jy weet, net gemeenskaplike geselskappe wat 'n mens met mense het by die werk of in jou sosiale omgewing, of kry jy daai mense wat ewe skielik as jy die kleinste bietjie kritiek het oor die land, as jy net by 'n gesprek aankom en jy gaan, ag fok, ek het nou 'n pothole geslaan en nou kos dit hierdie bloody regering, hierdie bloody munisipaliteit, bloody city of Joburg, ja, dan is daar iemand wat gaan, oh, you know what, if you don't like it, then why don't you go to America? Jy weet, so dis die een ding wat 'n mens nou optel. Ek dink mens moet nie te veel energie daaraan gee nie, en jy moet jouself nie daaraan steur nie, want dis vir my 'n onintelligente reaksie, in elk geval. So wat, nou, net omdat ek wit is, mag ek nie kritiseer dinge wat ek en jy, wit en swart en kleurling en almal, blaatant sien is verkeerd nie. Maar as ek as 'n wit mens dit nou kritiseer, dan moet ek fok of Amerika toe. Die tweede ding wat jy daar aangeraak het, is die verleentheid. Weet jy vir wie is hierdie verleentheid, Matthys, vir ons regering? Ja. Dis 'n verleentheid vir hulle. Hulle het ons geval. Hulle sit met eier op hulle gesig. As jy 'n land regeer en jou mense begin aansoek doen vir refugee status, you are doing something wrong, buddy. Jy kan maar skree, ja, en given, ek glo ook, ek sien dit ook, daar is nie 'n wit genocide nie, maar hier is 'n probleem. Hier is 'n probleem met diskriminasie, rassediskriminasie. Hier is 'n probleem in die sin dat ons nie plaasaanvalle aanspreek, plaasaanvalle teen wit boere en swart boere. Hier is baie probleme, hier is eier op julle gesigte, regering, dat, ek meen, rarig, en, ja, jy weet Matthys, die ding is net vir my, ek het my derde punt vergeet, maar ek kom weer terug na daai onderhoud toe. Ek en jy kan nie sê, en ek het geen begeerte om nou ergens in die wêreld te gaan en my land te los nie. Miskien verander ek my opinie in 'n week, I don't know. Life is unpredictable. Maar nadat ek na daai onderhoud geluister het, hulle omstandighede is anders, en jy sê ja, hulle is bang vir dit wat gaan gebeur. Ja, hulle is bang vir dit wat gaan gebeur, want dit wat gebeur het, word daar niks omtrent gedoen nie. Presies. Daar is geen omkeer nie. Daar is geen teken van omkeer of regstelling nie. En ek verstaan dan dat hulle eerder wil waai. So, ja, each to their own. You know what? Your life path is your life path. En ek wens jou happiness vir jou life path. Ja, dis het ook vir my hartseer, soos jy sê, dat dis die eier op die regering se gesig. En nog steeds in hierdie omstandighede het Cyril Ramaphosa uitlatings gemaak wat hy basies sê, hy verdoem die mense, for lack of a better word, dat hulle gegaan het. En Paul Mashatile, die minister van buitelandse sake, Dirko, nou het sy naam my heeltemal ontgaan. Ronald Lamola, wat in 'n persverklaring gesê het, dat hy sien nie dat daar genocide is teen blanke Afrikaanse boere nie, want misdaad is die groot probleem wat ons het in Suid-Afrika. You said it. What are we doing about it? You said it. Jy het dit sopas gesê op 'n persverklaring, dat die groot probleem wat ons het in Suid-Afrika is misdaad. En baie duidelik gesê dat misdaad is nie getarget of geteken op blanke Afrikaners nie. Dis op almal in die land. Jy het dit sopas gesê.
En weer eens gebeur daar niks. Interessant vir my ook net, in hierdie hele stroming van die 49 Afrikaners of boere, soos wat die media eerder daarna toe refer, wat nou op 'n vliegtuig is en in Washington aangekom het, is dat ons einste vreeslose president toe nou besluit het om 'n draai te gaan maak by Nampo, saam met die boere. Die einste boere, wat hy sê, Het hy 'n boerbelbroekie aan? die Here moet vir my Ingepak. help. Maar kan jy dit imagine? Vir squirrel, cupcake, met sy cupcake lyfie en 'n boerbelbroekie. Maar ja, hy het toe nou 'n draai gaan maak by Nampo, en hy het dit baie duidelik gesê aan die media, dat hy is nie noodwendig daar as die president van Suid-Afrika nie, hy is daar as 'n boer. Eerstens. Ja, vir Pala. Nog meer bietjie Pala. Ja, want hy wil gaan kyk na al die nuwe tegnologie, en hy leer so baie, en dit is 'n groot voorreg om iets soos Nampo te hê. Hy leer so baie by wie? By Ja. wie? Ja, By die boere. ja, sit 'n bietjie in daai. Sit 'n bietjie in daai. So ja, dit was net vir my half interessant. The timing, die timing van hierdie, en veral as ek reg gelees Dis het amper in die media, comedic. Dis amper Ja, it's comedic comedic. timing. was dit die eerste keer in 20 jaar weer by Nampo. En hy het so aangegaan Wat Cupcake Nampo is. Ja, Nampo toe hy was 20 jaar laas by Nampo. En nou is hy hierdie jaar weer, in hierdie spesifieke oomblik, weer by Nampo. En ook dit duidelik gemaak dat sy raadgewers het vir hom gesê, dis 'n goeie idee om Nampo toe te gaan, om te gaan leer oor die nuwe tegnologie wat daar is in boerdery. Dink jy ons is almal idioote? Dis 'n photo opportunity. Dis 'n media opportunity. Dis hoekom jy daar is. Jy is nie daar om te kyk na die nuwe trekker nie. Ja, ag Matthys, die ding is net, hy gaan dalk om te leer oor goed, want dis al wat hy iets gaan leer, is daar. Want die res van sy raadgewers en sy kabinet is 'n klomp leuke. En regtig, dit gaan nie oor kleur of iets nie. Ek voel net regtig, jy weet, as ons net, die groot ding vir my rondom hierdie ding, vergeet van grondonteiening, vergeet van plaasmoorde, vergeet van al die burning issues. Ek dink as ons een issue net kan oplos, is dit race-based laws. As julle net almal in hierdie land wat talent het, wat 'n idee het, wat die goedspa het om 'n idee uit te voer, toelaat om dit te doen, gaan hierdie land die land van melk en heuning word. Vergeet van kleur, vergeet van taal, vergeet van al die ander kak. Kan ons almal bymekaar kom en ons sterk punte bymekaar sit en hierdie land vorentoe vat. En ja, by Nampo gaan jy die beste goed leer oor boerdery. It is the truth. Dit heb die waarheid. Ja, maar Bring dit in alles in. Jy Duits mooi geleer en geoefen vandag. Maar jy's reg. Maar ek het helfte van die dag Duits probeer plaat. So. Die 6 woorde in Sprechen. Duits wat jy het jy dit gebruik. Ek spreek baie kak dates, maar ek probeer. Ja, en dan is die berigte of die gerugte dat hy binnekort of volgende week, for that matter, gaan hy vir Trump ontmoet. Ja. So dit gaan interessant wees. Weereens, dit is alles timing. Hoekom nou? Na hoeveel maande, Cyril, wat jy doodstil was en gesê het, ons het 'n rustige aanslag tot hierdie, totdat 49 6 maande terug Afrikaners hierdie gedoen het. Ja. Totdat 49 Afrikaners op 'n vliegtuig geklim het en refugee status aanvaar het in Amerika, gaan jy Nampo toe en jy besluit dis nou nodig om op 'n vliegtuig te klim om vir Trump te gaan sien. Really? Het jy gehoor wat Trump gesê het oor die visit in 'n perskonferensie? Het iemand hom gister gevra. Iemand hom genoem, kyk hierdie Afrikaners wat oor is, face nie 'n maklike tyd in Amerika nou nie. Hulle face baie kritiek want Trump het alle refugee innames het hy gekat, geen refugees meer nie. Ja, die internasionale media gemaak. is erg op hierdie vergunning. Ja. So ek meen die
gravitas van hierdie ervaar. Ek meen hy het nou hy weier mense uit oorlogsones uit Oekraïne, Gaza. Daai mense kan nie inkom nie, maar hierdie 49 Suid-Afrikaners is nou ingelaat. So iemand in hierdie perskonferensie vra hom toe nou daaroor in typical Trump style. Dink hy nie daaroor nie en hy sê baie kalm because terrible things are happening. Terrible things are happening. Nee, doen dit weer clean. Ek weet jy kan dit beter doen. Ek weet jy kan. Nee. Ek weet jy kan. Terrible things are happening. Terrible things are happening in South Africa. Dis hy. They're killing the farmers. They're killing the farmers. We let these people in. Apparently they organized some visit with their President Ramaphosa. Apparently, I don't know, but apparently he's coming next week for a visit. I don't know. I'll see. Dis wat hy gesê het. Hy was so half, ja, apparently kom Trump, kom Cyril, I don't know, whatever. Ja. Ja. We'll see if we can make a deal. Ek dink Donald is dalk reg. Apparently, because we don't know. We don't know. So my people are telling me that apparently the president is coming for a visit. He's coming to see me, him and his people. We'll see how that goes. Ek kan nie wag nie. Ek is kinderlik opgewonde. Ek sien van die politieke ontleeders en mense met opinies sê natuurlik dat hulle sal vir Ramaphosa aanraai om baie voorbereid te gaan tot die ontmoeting met Trump. So hy moet net sy fucking iPad onthou. Hy moet net sy dis dalk 'n goeie begin. Is om net jou iPad te onthou. Want natuurlik ons almal weet wat afgespeel het met Vladimir Zelensky en Trump. En ek hoop daai ontmoeting is ook word ook uitgesaai, Matthys. Dis hoekom ek vir jou sê ek is kinderlik opgewonde. Want daai dink ek is 'n oomblik wat ons almal sal wil aanskou. Wat gebeur regtig? Ek dink nou aan 'n random ding. Ek weet dit was nie op ons lysie om oor te praat nie, want ek het net prepare so solidly vir hierdie show. Ja, true that. Praat van Zelensky. En die hele like kind of gay cocaine brotherhood happening in Europe met Zelensky en Macron. Maar ek het gesien. Het jy dit gesien waar hulle they are very intimate with one another. Very intimate. En kyk ons al weet nou volgens lyne lê op die tafel. Ja, ek meen volgens Candace Owens is Macron se vrou eintlik 'n man. Brigitte is eintlik ek meen sy het die hele dokumentaar uitgebring waar sy eintlik maar bewys dat Brigitte Macron is a very old man that Emmanuel Macron married. Ek het nog altyd gedink hy het potensiaal om dalk moontlik 'n mof te wees. Soos wat iemand nou vir my gesê het in die park. Hy gaan nou nie 'n pil uitspoeg nie. Ja, en toe breek die hele video met Emmanuel Macron. En kyk, Keir Starmer het ook sy eie kat knyp in die donker in die kas video's wat uitgekom het. Keir Starmer van die UK. En toe kom hierdie video nou hierdie week uit waar Emmanuel Macron, Keir Starmer en een of 'n random ou van Duitsland dink ek, Germany, om 'n tafel sit en daar is kokain op die tafel en hulle laat hierdie mense in, die pres in, met die kokain op die tafel en dan ewe skielik kan sien jy net besef Emmanuel dat fok my sakkie wit partytjie lê nog op die tafel en dan haal hy dit so skuilie af en die ou van Duitsland haal 'n lepeltjie af, jy weet daai kokain lepeltjies. Ja. Wat net so regte size is om te snyf. Maak jy jou neus so half skoon asof jy nou net 'n lyn gevat het. Muscle memory. Kom dit nou alle it's all coming back to me now. It's all coming back to me now. I'm telling we you, have lived. Okay, we have lived. Let's just all say that. We have lived. We've done cocaine. We have lived. Yeah. Ja.
Maar ek sê vir jou, daar is 'n gay fucking broederbond aan die gang in Europa. Watch this space, guys. Hier gaan nog crazy fucking shit uitkom van Macron se vrou wat eintlik sy man is. Hier gaan crazy shit uitkom. Crazy shit. Ja, ek het nog altyd gedink Macron kan 'n mol wees. That's my opinion and I'm sticking to it. Al wie hulle nog om my tafel met die kakei nodig gehad het was vir Zelensky. Zelensky en dalk daai weak motherfucker van Canada? Ja. Ja, Trudeau. Sy naam Trudeau, ja. Ja, dit wys jy nou maar net. Maar kom ons kyk. The boys are back in town. Wat is wat, boys are back in town. The boys are bringing the milkshake to the yard. Yes, indeed. That's it. So kom ons kyk wat gebeur coming daar. Coming to a European backyard close to you very soon. Interesting times. So ja, kom ons kyk wat gebeur met Trump en met Squirrel en wat se nuwe fresh hell awaits us after that visit. Wat ek vermoed, dit gaan nie 'n maklike visit wees nie. Maybe moet Cyril maar luister na van die politieke kommentators. Natuurlik is load shedding ook terug in Suid-Afrika, Colleen. Het jy gesien? Ek sien ek is kinderlik opgewonde, baie opgewonde. Ja. Ons moet 'n manier om dit kry, Matthys. Eergister gaan doen ek my nails by Magic Spa. Ek sal hulle shout-out gee in 4 ways. Hulle is amazing. Maar dit is 'n Asian wit. Is baie blank. Is dit mooi nie? Is baie blank. Is jy seker jou vingers wil nie immigreer nie? So wat. Die girl het my gesê die wit is 'n baie mooi kontras teen my breinvel. Okay. So, ja wel, want kan ons net sê, toe ek en jy Amerika toe is jy amper nie saam met my ingelaat nie, want ja, hulle het gedink jy's 'n Taliban. So het ons nie so wel vertel. Ja, 10 keer. Hulle het gedink ek is die Black Widow. Met jou blasvel. Sorry, okay, terug. Load shedding. Nails. Maar ja, ons moet 'n plan hieroor maak en toe sien ek nou so hierdie spa waarheen ek gaan vir my nails. Gaan ek want hulle is bietjie goedkoper as die run of the mill Sorbets en so on, but by the way girls, Sorbet overcharge jou totaal en al. Let go of that and find yourself a local fucking spa. En so hulle het beter pryse, hulle doen net beter werk. Dit is net maar dit is 'n Asian run plek. So ek wil net sê Chinese, maar ek weet nie of hulle Chinese is nie, but they something Asian. En hulle skep baie werk, so die meerderheid mense wat by hulle werk van die manicures en pedicures, so al hulle masseuse is Asian girls. Daai heerlike Asian girls wat jou rug trap. Laat jy in 'n hele nuwe toestand daar uitloop. Nie die Thai ladyboys nie. Regte Asian girls. Nee, reg proper they very serious about getting your back into place. Ja. Dis hulle mission vir die dag. En dan die girls wat hulle manicures en hulle pedicures doen is majority swart girls. En daar's baie van hulle. So hulle skep moeë baie werk in hierdie land, which I think is amazing. En al die girls daar like moer happy om daar te werk. But anyway, so they always make shit happen. So nou sit ek gister daar en wag in hulle beautiful wagkamer en ek spot so 'n rak in die kant van die kamer en daar sit 'n stuk of jy weet Matthys, ek en jy daai juice boxes wat ons gekoop het destyds load shedding se ergste was vir R6,000 imported from China soos 'n battery, massive fucking battery pack, nee. So in hierdie rak is daar, ek het getel 11 sulke juice boxes besig om te charge. Hierdie ouens maak 'n plan. There's no excuses for not opening for business. Hulle maak 'n plan, daai juice boxes is reeds op charge. Tog ek dit is die attitude wat ons moet inneem want die regering kom nie om ons te help nie julle. Hulle kom nie om ons te help nie. So sit in jou solar, kry jou juice boxes, maak die lewe, kry jou watertankie, maak die lewe vir jouself beter. So Colleen, onthou om jou juice box te charge, want laas het hulle jou betrap sonder dat daai ding gecharge is. So onthou dit nou maar, nee? Hulle het my kaal gevang. Ek gaan hom nou inplug. Die keiser se klere.
Iets anders wat jy gesê het, is dat, wat is die ding daar weer? Wat het jy gesê? Waaroor moet ons praat? Ons, ek kan ek 'n paar net sê, ons goedjies met plan julle deel. actually regtig hierdie, maar ek kan nou vir 'n oomblik nie onthou wat ons gesê het ons nou oor moet praat nie. Waaroor was dit? Ek kan 'n paar dinge met jou deel. Ja. So kom ons gaan eers na die mees populairste lande. O ja, Volgens 'n dis research studie. Ja, ek het gedink dit kan met die ding wat Amerika nou so op ons almal se lippe is. Of jou lippe nou brand en of hulle cool is daaroor. Die mees populairste lande gedetermineer in 'n survey gedoen deur NIRA data. Dit is hulle indeks vir 2025. So mense, hulle doen nie die studie, maar wat nice is hulle wys ook vir jou in hoeveel lande het hulle steekproef gedoen. So dit skew 'n bietjie hulle eventual resultate. Maar Matthys, voor ek dit vir jou sê wat is die resultate van wat dink mense is die lekkerste lande om in te bly? Watter ander land sal jy in wil bly? As ek nou vanaand vir jou 'n keuse kan gee en vir jou sê jy kan nou enige plek in die wêreld gaan, ek gaan vir jou die fondse gee, alles, watter land sal jy heen gaan? Gaan jy vir die fondse gee om daar te kom of om daar vir altyd te bly op 'n leefstyl wat ek wil handhaaf? Ek sal vir jou 5 jaar se fondse gee. Ja, okay, maar jy ken my. Ek sal Amerika toe gaan. Where do you go, my lovely? Amerika. Ja, New York. Wel, Manhattan. Dis nie eintlik Amerika in my opinie nie. Dis 'n plek op sy eie. Okay, so Amerika, the United States is eintlik gerank in die least favorable plekke waar mense wil gaan bly. Op 'n -5 het hulle op hierdie indeks ingekom en dis gemeet in 99 lande. 97 lande, jammer. So mense wil regtig nie, so hulle is soos baie laag, hulle het nou nie die lys genommer nie, maar baie laag op die lys. Hulle word gevolg in die laagste Rusland, Irak, Hongarye, Belarus, Israel en Iran. Hongarye, dis 'n beautiful land. Dis 'n ander plek. Ek ook gedink toe ek op die lys. Ek sal actually sin toe gaan ook. So as jy jy het nou die lys gesien, maar waartoe sal jy wil gaan? Yes, maar dit is my baie moeilik. Gaan jy nou vir my sê Bloemfontein? Ek sal wel Bloemfontein toe gaan. Nee, ek dink actually as ek regtig kan immigreer, sal ek wil, dit sal vir my 'n hard choice wees tussen die UK en Nederland. Maar dan het ek 'n disclaimer, ek wil baie geld hê. Ek wil nie daar gaan bly op die geld wat ek nou het nie. Nee, maar ek meen ek het mos vir jou gevra, gaan jy my onderhou vir 5 jaar? Dit is hoekom ek nie York gesê. As jy my onderhou vir 5 jaar, gaan ek UK toe. Okay. Maar dan gaan bly ek in Winchester of iets. Dan gaan ek nie bly in Wimblefontein nie. Even Wimblefontein is okay, maar ja, daar's ander plekke waar die immigrants bly wat nie so great is. Ja, maar ek wil nie gaan bly in Wimblefontein nie, Matthys, want jy maak 'n goeie punt, want daar's net te veel ander Suid-Afrikaners daar. Yeah. What's the point? Dis nog 'n kolonie. Dit is soos 'n volksstaat in die UK. Ja. Wimblefontein. Okay, maar terug by die lys. So waartoe wil mense gaan? So volgens hierdie lys, volgens 'n steekproef in 6 lande vir hierdie land. So elke land het hulle verskillende hoeveelheid steekproewe geneem in lande. Ja. Switserland is top op die lys. Ja. Ja. Ek wys nog nie daar nie. Ek het familie wat tans daar bly en ek moet sê van wat hulle sê, sal ek ook graag daar wil bly, maar jy moet weer eens baie moolah hê. Ja, jy moet kak baie. You cannot go there as a pover. If you're a pover, it's not going to be nice. Tweede Singapore, dan Qatar, shout out Adam deploy, daar sy in Qatar, derde populairste land. Dan Canada. Ek dink Adam moet vir ons weet, hoe is dit daar in Doha? Ek was nooit daar nie. Ek was nog nooit in Qatar nie. Stuur vir ons 'n e-mail by klets@afrikaans.radio. Laat weet ons hoe lyk dinge daar. En foto's, ons soek foto's. Van die plek of van hom? Van hom en die plek en sy familie en alles wat lekker daar gebeur. Ja. En maar met jou klere aan, dan kan jy verkieslik.
kan is jy daai wyn song? kry. Die lekkerste ding om te doen met jou klere aan. So doen maar net dit met jou klere aan, die foto's. Ek dink dit was 'n given, maar okay, Matthys. You fucking never know. Dan maar jou klere aan. Ja. Dan baie interessant, ek het vandag 'n kollega gesien wat teruggekom het van 2 weke in Japan. En sy Dis 'n plek is wat ek baie dead graag wil set. gaan sien. Ja, sy wou eers nie gegaan het nie en sy het teruggekom en sy het gesê, Colleen, I want to move there. It is amazing. The food's amazing. The humility, the courteousness of the people, everything works, nothing is broken. En dis een van die skoonste lande in die wêreld. Ja. Dan het ons, lo and behold, al ons vriende daar in Australië. Ja. Julle bly in die 6de most desired country. En dan lo and behold, Nee. Suid-Afrika. Eet Die 'n bietjie 7de daaraan. 7de mees populairste land in die wêreld. Gevolg deur, ek gaan nie deur die hele lys gaan nie. Ek dink ook Gevolg ek dink ons deur moet Suid-Afrika ook begin classify. Want soos wat ek byvoorbeeld voel oor Amerika, sien ek nie New York, Manhattan eintlik as Amerika nie. So nee, as mense praat Amerikaners van sal dit ook vir jou Suid-Afrika, sê. ja, verseker. It's far removed from van die groot. Ek het al van Amerikaners gesien as hulle, have you been to America? En dan sê ek, yes, I've been to New York. Dan sê hulle vir my, no, you haven't been to America. En dis die reine waarheid. En ek dink dis dieselfde met Suid-Afrika ook. As jy sê jy was in die Kaap en dis die rede hoekom jy hierheen wil gaan of hier wil kom bly, is dit nie Suid-Afrika nie. Dis iets anders as daai. Ek dink ook dis 'n ander ding, Matthys, besides die Kaap. Die Kaap ja, is 'n groot aantrekking. Maar ek dink maak nie saak waar jy in Suid-Afrika was nie, is 'n ander ding om hier te kom kuier as 'n toerist as om hier te bly. Once you start paying your rates and taxes en jy sien jy kry fokol vir jou rates and taxes, dan verander jou opinie baie vinnig. Maar ek dink dis met enige persoon so. Ek het al baie gesê dat as jy gaan reis en jy travel na ander lande toe, dis 'n heeltemal 'n ander perspektief wat jy die land toetree as wat jy daar gaan bly. Dis anders Absoluut. as om daar wortels in te skiet. Absoluut. Ja, so om af te sluit, Suid-Afrika word kort gevolg dan deur Nederland, Zambië, Italië, België, Spanje, Thailand, Poland, Maleisië, Taiwan en Duitsland. Klink soos 'n Maleisië, dit klink soos Malaats. en dan eers kom die United Arab Emirates en die United Kingdom. En dan is daar nog 'n klomp, maar ek gaan julle nie die hele lys afvat nie, gaan Google dit julle. Maar dis so gepraat van Italië. Ons het 'n nuwe paus. En die paus ons 'n nuwe paus is van Amerika. En natuurlik toe ek dit sien, toe dink ek dadelik Donald gaan hy gaan alles vat. He's going to claim this. And so he did. Oh, did he? Ek het tog gekyk, het hy iets gesê oor die paus? Ja, dit was ek dink hy direk iets gesê oor die paus nie. Dit wat ek vlugtig gesien het in die media, was dit net van Amerika is great en hy het gesê hy gaan Amerika great maak en kyk hoe great is Amerika, want Amerika het nou die eerste paus in mensgeheugenis. So that's what he ran with. Okay, well good for him. I would have gone with that as well if I was the US president. Nah. To be okay. Anyway, ja. Paus Leo, Matthys. Baie interessant. Ons het nog gesien waar hierdie ene gaan. Ek het 'n interessante interview gekyk gister op Piers Morgan. Piers Morgan, kyk, hy is mos maar eintlik, hy dink hy's 'n serious journalist, maar hy's eintlik maar net 'n baie glorified pony joernalis. Ja. Maar ek dink hy's ernstig, want so nou en dan beklei met mense oor Palestina en Israel. Maar eintlik laat hy dit meer om te praat oor Prins Harry en die Pope. Ja, in woke mense. I love dit om 'n woke uit te haal. Love a bit of woke, staunch Catholic the man. So hy grawe mense uit gate uit. So hy het nou 'n interview gehad met die Paus Leo se broer. Sy ouer broer. Hy het hom uit 'n gat uit gaan grawe.
En toe nou, ja, baie interessante onderhoud oor ek weet die broer het my nou glad nie impress nie. Ek hoop die paus is 'n bietjie beter as die broer, want die broer het vir my geen karisma nie. Maar die broer het nou aangaan oor, jy weet, hy is baie trots op sy broer en dis wat hy altyd hulle het apparently priest gespeel toe hulle klein was en ek het baie vra. Ek het nou baie vra. Ja, ek weet. Ons het dokter gespeel en hulle het priest gespeel. Priest, ja. They played priest. Praise be. Praise be. Maar ja, dit klink vir my asof Paus Leo is 'n bietjie meer regslenend as wat Paus Francisco was, Paus Francis. So die eerste ding wat hy gedoen het is hy trek nou weer in die in die wat hulle noem die papal apartments in die apostolic palace in. Ja. So Paus Francis wou nie daar gebly het nie. Paus Francis het gebly in die Domus Sanctia Martia, which is a modest guest house within the Vatican City. En julle kan gaan Google, ek het ook gaan kyk, daar's actually foto's van sy bed. Dit lyk soos 'n kloosterkamer, net sy bed en sy bedkassie. En Paus Francis wou spesifiek daar gaan bly en hy wou nie die luksehede en die executive lifestyle gehad het van wat die Vatican City hom kon bied nie. Maar hierdie nuwe Paus Leo het onmiddellik dit nou verander en gesê maar hy wil nou weer in die luksheid gaan lewe. Volgens sy broer is hy glad nie ten gunste van die broer gaan aan oor gay is 'n sonde, nie reg nie. Hy dink sy broer gaan daar verstaan nie, alhoewel hulle gay mense sal toelaat in die katholieke kerk, dink hy nie sy broer sal ooit vir 'n gay persoon holy communion gee nie. Ja, so sulke goed is hy nogal staunch teen. Hy het sy jare van diens voordat hy paus geword het, hy is gespandeer in Chicago waar hy gebore is en dan ook 2 dekades in Peru. Natuurlik hy eerste Amerikaanse paus. En ja, ek dink ons is in vir 'n ride, Matthys, hy's baie jonk, baie jonger as enige paus wat nog ooit aangestel is. Hy's gebore in 1955. Ek dink hy's 69, as ek nie mis dit nie. Ja, dit maak hom maar 'n paar jaar jonger as my ma. Ek weet dit was my nogal crazy thought because in all my lifetime, ek word ook nou seker ouer, nee. Ons word ouer. In all of my lifetime het ek nog nooit gedink as die paus kan my pa wees nie. Hy kan dalk my oupa of my grootjie wees, maar nou hier is hy oud genoeg om my pa te wees. Maar ja, ek dink ons is in vir 'n interesting ride wat vir my interessant was en ek het nog geen kommentaar oor dit gesien nie, was sy body language toe hy uitgekom het en hy was aangekondig as paus. Hy het my baie ongemaklik gelyk, which you can understand. Ek meen dis 'n moes overwhelming oomblik. Maar ek weet nie of hy gecoach is of iets nie, maar hy's half hy wou spontaan wees en dan maak hy sy hande oop en dan waai hy vir die mense wat nou daar is en dan ewe skielik dan is asof iets hom interrupt en dan gryp hy sy handjies so by mekaar op sy bors. En hy het dit 'n paar keer gedoen. Dit was nogal vir my ongemaklik. Was half what are you doing? I don't know. Maybe lees ek te veel in, maar sy body language was my ongemaklik. En hulle sê ook daar's baie te sê oor die naam wat hy gekies het, wat dit represent. Okay, ja, so wat sê hulle van dit? Want ek het nogal gewonder oor dit. Leo. Ja, ek het so hy's Paus Leo. Paus Leo, ja. So ek het nie te veel al regtig gaan navorsing doen oor dit nie, maar Leo gaan iets oor line, dit gaan oor strong, dit gaan oor geregtigheid, dit is so half wat oor die algemeen gesien word as die naam Leo. So van die common names wat al gekies is Leo al 14 keer gekies as 'n paus. Dan John 23 keer, Benedict 16 keer, Gregory ook 16 keer, Clement 14 keer, Leo ook 14 keer, Innocent, hè? Innocent 13 You're keer. You're shitting me. Innocent. Paus Innocent. Innocent. Ja, kom verseker nie van Suid-Afrika af nie. En dan Pius is al 12 keer. Dit klink vir my 'n klein bietjie soos penis. Ek sou vermoed het hulle baie meer as 12 keer al gekies het.
So daar's baie gerugte wat hulle sê oor wat dit beteken. Die naam wat die paus kies, gee so half 'n indikasie van wat is die direction wat die paus gaan aanneem. Ja, wat is so half die theme van wat vir hom wat hy gaan doen of wat ons van hom kan verwag. So ja, ek dink dit gaan 'n interessante tydjie wees. En as ek nou reg onthou, Matthys, het ek gelees het, maar jy moet my nou korrigeer hier, Pope Francis was die eerste Pope Francis. En hy het sy naam gekies omdat hy gelei het met St. Francis of St. Francis of Assisi. So dis nie St. Francis Bay nie. Daar net discontent. Nee, Francis of Assisi. Ja. En Francis of Assisi was a baie peace-loving saint, incorporating saint, everything goes tolerant saint. Ja, en apparently, as ek nou reg onthou wat ek gelees het, was hy was die eerste Pope Francis. Oh, okay. Daar was nog nie 'n Francis nie. I didn't know that. Al wat ek wonder is, waar is die Dalai Lama? En die ding, ek is 'n groot Dalai Lama fan. Dalai Lama het nog niks gesê oor die paus nie. Moet hy? So ja. Ja, hy moet. Hy verenig al die leiers in religion en that's his thing. Ja. Maybe is hy besig om die berg te klim. Hy rus dalk 'n bietjie, hy's oud. Speaking boog. Hy speaking boog. Hoorie, wat anders het jy? Jy het gesê jy het nog iets. Het jy nog tyd vir iets? Ek weet nie, Colleen, het jy nog tyd vir iets? Ons almal werk nou saam met hierdie jong mense. En as jy nie saam met hulle werk nie, dan het jy verseker van hulle in jou familie. So ek het 'n bietjie gaan oplees oor die nuwe language. Jy weet, ons het almal maar ons dinge wat ons gesê het, Matthys, in ons jeug. Ja, ons het was cool. Wat ons create. Ek dink ons het 12 cool gebruik. Ons het cool gecoin. Ons het cool gecoin. Dit was ons generasie. Ons het ook dude gecoin en bro. So mense moet nie dit van ons wegvat nie. Want dit is nog steeds in die leksikon. Vandag, mense gebruik dit nog steeds vandag. So die nuwe jeug het 'n hele ander taal. Ek weet nie of jy al van die video's gesien het, die party van hulle praat in sinne en dan sê ek soos, what are you saying? Ja, dis is daai taal wat julle as girls gepraat het, wat P-taal of wat K-taal. P-taal. Wat jy P voor elke vokaal gesit het. Ja, I just couldn't get that. Ja. Okay, so die nuwe een, okay, so hier's 'n paar woorde wat jy kan leer. Okay, eerste een is sigma, Matthys. Weet jy wat dit beteken sigma? Ja, ek het dit al gehoor. Is dit nie cool nie? Dinge is soos nice. Dan is dit sigma. Ja. Okay. Close enough. So sigma means it's good. It's good. Sigma. Skibidi. I rol so lekker van die tong af. Skibidi. Ja, dit laat my dink aan Scooby-Doo. Skibidi. Kom ek gee vir jou sin. Ja. Cyril Ramaphosa is my bietjie skibidi. Not trustworthy. Close enough. It means bad. You are bad. Okay. This skibidi. Is bad. Yeah, this lasagna is a bit skibidi. Yeah. Okay. Delulu. Delusional. Delulu. Ja. So. Riz. Oh my Riz is cool. I feel like nie waar nie? Soos iets is Riz. Okay, volgens hierdie een is Riz romantic charm or flirting ability. Soos ek nou gesê het, Matthys het 'n bietjie Riz. Ja. Okay. Dankie, Colleen. Okay. Cap. I call cap. This is cap. Well, it's cock. It's not true, it's a lie. Okay. Dis het cap beteken. Okay, goat. Dink jy die cap kom van Cyril se cupcake af? Ek weet nie waar kom cap vandaan nie, want dit is universal. Ja. It is international. It's an international language. So cap means something is not true or it's a lie. Goat, weet ons almal is greatest of all time. Ja. Yes, die goat. Gaiet. You son not gonna get this.
Nee, ek gaan nie. Ag, Is net dit vir sê, dieselfde as Guide? gout? Is dit 'n akroniem vir iets? O. Nee. Guide means big booty. So you've got a big Guide. ass. I don't know. Pookie. Pookie. Hello, Nee, ek weet nie. Pookie. Wat? Pookie is to refer to someone you love or care about. Pookie. Pookie. Okay. Fire. Fire beteken apparently meer Iemand is iets wat ons in hot. die brand steek en nee. Iemand het te veel chilies geëet. Ja, so as jy dit in sin gebruik, you're on fire. Is you're really good or amazing. Okay. Okay, dan mid. This is so mid. This Right. menu's mid. Well, it's The just, service is mid. Dis net This soos, show, this show is mid. soos boring. Yeah, average or not that good. Okay, nog 4. Goofy. This pretty Snacks. self-explanatory. Funny. Yeah. Silly or funny in a dumb way. Sus. Soos ek sas jou eers uit. Ek check eers 'n Ja. bietjie. Ja, so ek het vandag hierdie ou ontmoet, maar hy's 'n bietjie sus. Suspect. Okay. Ja, suspicious or weird. Okay, hierdie was vir my die weirdste een op die lys. Bussin. Nee, ek geen idee nie. Okay, ek gaan hom eers in 'n sin gebruik. Ouma sal, hierdie lasagna is bussin. Soos fucking lekker. So bussin beteken very good or tasty, especially used when referred to food. Ja. Bussin. Jy sien, Matthys, daar doen Engels dit. Anje- Hulle is besig om nuwe woorde te skep. Neologismes is die mooi Afrikaanse woord. En die nuwe laaste woorde ene? te skep. Slay. Slay. O ja, dis wanneer jy iets baie goed gedoen het. You slay That's it. say Matthys, you slay every day. You Dis slayed kom jy it. daai woord verstaan. So we slayed today. Slays all the way. We slayed today. Maybe was die show nie heeltemal basse nie, maar ons het probeer ris. So dit was nou Was nie basse nie, maar jy hoef dit daarmee te eet nie. Ja, verkieslik nie. Maar dit was nou klets. Dankie dat jy geluister het. Ons is volgende week weer terug met nog 'n klets. Onthou om vir ons 'n boodskap te stuur by klets@afrikaans.radio. In ons inboxie. En nee, wat? Is dit inboxie? Inkassie. So stuur vir ons 'n inbox. Dankie dat jy geluister het. Ons is volgende week weer terug. Kyk mooi na jouself. Cheers. Bye. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer verjaardag, toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, en ek almal net